Verbeel jou vanmôre vir 'n oomblik dat jou huis is aan die brand. Sien jou huis, sien al jou belangrike besittings. En verbeel jou die brandweer kom maar aan en hulle kry jou uit, maar jou kind is nog aan binnekant. So just imagine that for one moment. The fire brigade whom you have to trust to get your child out of the house, you're outside already. En jy weet nie wat die volgende stap gaan wees nie. Hier in jou hart as 'n pa of 'n ma voel jy, ek moet ingaan, ek word gedring om in te gaan, maar ek is ook bang, want sou ek ingaan, gaan ek dalk iets oorkom. En op die einde van die dag, is dit either hulle gaan ingaan om dit te doen, of iets in jou gaan jou die vrees so oorkom, dat jy self in die huis gaan inhardloop en jou eie lewe op die spel plaas, omdat jy nie net deernis vir jou kind het of medelee nie, maar omdat jy weet, dit is jou Godgegewe task, and that's our calling, dit is wat God ons voor geroep het, to protect, to guard, to provide. En vanmôre as ons hierdie reeks afsluit van Compelled by Compassion, Encounter, Embrace and Engage, I want you to think about that image that you just had in your head. Dink aan jou huis, dink aan dit wat afbrand, dink aan die mens van wie jy verwag, the one that have to extend compassion, die een wat jy dink moet medelee wys, of dit jy moes wees, en of dit die persoon van wie jy verwag het moes wees. En wat staan in die pad daarvan? En oor die laaste 2 weke het ons bietjie gesels oor die gedagte van, wat is medelee, wat is deernis? Ons het gehoor dat God, dis deel van sy karakter, is deel van sy DNA, daarom is dit deel van ons DNA. Ons het gekyk na die verlore seun se storie. Ons het gesien hoe hierdie pa optree en hoe die seuns opgetree het, en ons het gesien dat die pa verby die foute gekyk het, en op daai oomblik nie gekyk het na wat hy verskweld het, en wat hy uitgegee het, en die foute wat hy gemaak het, maar hy het gekyk na hom om te sien, dat my verantwoordelikheid is, om jou te leer, om jou lief te hê, en om my liefde vir jou, oorweldigend so te hê, dat dit meer is, as die teleurstelling wat jy vir my was. En laasweek het ons geleer ook, dat compassion, medelee, deernis, meegevoel, het ook grense, so that nobody can abuse that. We have to have boundaries, when we are compassionate towards people. En op daai grond gaan ons begin vanmôre, en ons kyk weer in 2 Korintiërs, en kom ons lees bietjie weer saam daar, en ons gaan bietjie kyk na, hy sê, lofwaardig is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid, en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkinge verkeer kan bemoedig. Sê gou vir iemand, ons moet ander bemoedig. Die vraag is, are we doing that? This is an instruction. Dit is wat ons reeds gekry het. Hy sê dit so mooi, hy sê, ons het hierdie wat gekry, sê, ons kan ander bemoedig, waarmee ons self deur God bemoedig was. So God homself was klaar compassionate towards ons. Hy het klaar deernis gehad, hy het klaar sy medelee gewys, hy hoef nie geen ander punt te bewys nie. En daarom kom ons vanmôre, en hierso kom Paulus en hy sê vir die Korintiërs, hy sê, nou dat julle dit ontvang het, moet nie net meer oordink wat is medelee en deernis, jy moet nie net die definisie verstaan nie, moet nie net verstaan wat dit beteken en om dit te identifiseer nie, maar nou kom, vra hy vir ons in hierdie laaste deel van die boodskap, hoe put jy dit into action? How do you put this into action? Hoe leef ons dit uit? Hoe maak ons dit nie die brandweerman se verantwoordelikheid nie, maar ons eie verantwoordelikheid om te sê, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat God aan my toevertrou het. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die stad. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap waarin God my geplaas het. Ek het 'n verantwoordelikheid eerstens teenoor die mense in my huis. And when you think about the people living in your house, if we can't do it there, how will we do it anywhere else? Soms is ons so goed om uit te reik na ander, maar ons mis die mense voor ons wat besig is om te bloei. En al wat Paulus hier kom sê, hy sê vir hulle, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan wat? Sê vir mekaar, bemoedig. Sê dit, bemoedig. Hoeveel keer hoor ons iemand vra vir jou, en ons het al baie daaroor gepraat, om sê, kan jy asseblief saam met my staan in gebed oor hierdie ding? Hoeveel keer hoor ons iemand om ons 'n stuk, en ons sien iemand huil, ons sien iemand stikkend langs die pad sit.
'n kar wat gebreek het en ons ry verby en nadat jy verby is, skielik is daar 'n skuldgevoel wat jou lam lê en sê, jy kon iets gedoen het. En wat is jou justification then? Jong, as jy daar by Albany eers verby is, by die Outea, wel is die volgende afrit eers Silverdale. Here, sorry, ek het nou hierdie geleentheid gemis, and surely Lord, someone else will take care of that person. Versekerlik sal iemand anders dit daarna kyk. En ek wil net met ons oor 4 gedagtes praat vanmôre, en die eerste ding is, deernis lei tot aksie. As ons dit het van God af, as ons hierdie liedjie sing, I will make room for you, Lord, dan kom die Here en hy sê, okay, jy het gesê, jy gaan vir my ruimte maak, nou wil ek hê, jy moet bietjie jou geloof in aksie sit, want daai deernis, daai DNA van my wat jy dra, om ander te bemoedig, om ander op te tel, wil ek hê, jy moet nou in hierdie situasie uitleef, en dan kyk jy skielik en sê, o Here, maar ek het nie bedoel vir dit nie. Here, ek sal miskien vir daai, maar ek is nie die regte persoon vir hierdie nie. Deernis wat nie tot aksie lei nie, is dieselfde soos wat Jakobus en wat Paulus sê, is geloof sonder werke is dood. So hoe leef ons dit uit? Daar sien ons dit, dat sê, ek sê daar, deernis is nie net 'n gevoel nie, dit is 'n ietsie wat ons doen. How many times do we look at people and we feel for them? Wie van julle hou van movies, as die diere doodgaan, dan huil jy lekker saam? Come on, ja. It moves your heart, nee, dit roer jou met emosie. En dan het jy soveel compassion oor iets wat jy sien op 'n skerm, maar dan sit ons hier met die werklikheid langs ons. Ek sien hier's Piet en ek sien Piet gaan deur 'n moeilike tyd en ek sien hy stikkend, maar voordat ek eers na hom uitreik, sê ek, Here, ek is so bang ek gaan iets sê wat hom dalk gaan afhanteer. Ek is so bang dat hy gaan dalk eksepsie neem as ek nou vir hom gaan sê, hoorie Piet, jy lyk my bietjie af, kan ek vir jou iets doen? Kan ek saam met jou bid? And then what happens? Ons gaan huis toe, en skielik word jy oorval oor hierdie skuldgevoel. En waar kom skuldgevoel vandaan? Van die vyand af. Die Here, as ek hierdie skuldgevoel vat, dan verstaan ek vir myself, Here, ek het hier 'n geleentheid gehad om 'n verskil te maak, om Jesus te wees vir hom. Van deernis na aksie. Deernis wat sê, ek wag nie vir iemand anders toe om dit te doen nie, maar ek self gaan inspring, en ek gaan dit doen, en ek gaan uitreik na hierdie persoon wat voor met my is. Jy sien, wanneer ons die goed van God ontvang, ek sien dit altyd as 'n emmer, ons het vir hulle, ek dink Jacques het verlede week gepraat oor die stroom, of die pyp van water wat loop, nee, dit is verlede week waaroor ons dit gesels het. Ek stel my altyd voor hierdie emmer wat water van bo af kry, maar daar's geen uitlaat onder nie. In steede moet ons sê, Here, ons is mos nou klaar gevul met die volheid van die Here, is ons nie? Wel, ek sê amen daarop, want ek dink ons is klaar gevul met sy volheid. En daarom, omdat ons klaar gevul is met sy volheid, beteken het, dat dit wat in my is 'n pyp wat actually onder in die emmer inkom, en in hierdie emmer is daar sekere filters, want onthou, water wat van bo afkom, wat van ander plekke afkom, wat van die buite afkom, maak die water vuil in die emmer. Maar die water wat reeds in my is van die Heilige Gees, stoot daai water van onder af op, deur die filters van die woord, deur die filters van die Gees, en wanneer dit bo oor die kante van die emmer uitstroom, is dit suiwer water. Jy sien, wat ons grootste blokkasies tussen ons hart en ons brein. Jou hart sê vir jou, you are moved with compassion to do something here, to pray here, to help here. Maar dan sê jou kop vir jou, Here, nee, is nie ek nie. Ek is nie die regte persoon om met daai ou te praat, want ek hou in eerste plek nie van daai ouetjie nie. En omdat ek nie van die ouetjie hou nie, dan besluit ek sommer, Here, daarom is ek nie die regte persoon nie. Jy is dalk net die regte persoon. Hoeveel keer het jy al uit 'n diens uit huis toe gegaan? Of van die werk af weggegaan, of uit 'n gesprek uit geloop, en jy kom later agter dat jy die gewaarwording en God het vir jou gesê, you have missed an opportunity. Dan sê jy vir jouself, as ek maar net my trots in my sak gesteek het, as ek maar net so gemaak het, dat my deernis en hierdie meegevoel wat ek het, nie passief in my sit nie, maar iets doen, 'n verskil maak in die lewe. Daarom ons kan baie dinge voel, maar die verskil is om te sê, Here, ek wil nie net voel nie, I want my life to have meaning. Ek wil dit wat U in my gesit het, moet mening hê vir die mense met wie ek saamwerk. Kom ons lees hierdie storie in Lukas 7 vers 12. Ek weet ons kyk bietjie na die verlore seun en ons kyk ook bietjie na wat Paulus gesê het, maar hierdie storie in Lukas 7, en daar's baie van hierdie stories in die Bybel, maar hierdie een spesifiek tref my nogal hoe Jesus
vir ons deur hierdie hele preek gegaan het. Van embrace, engage en wat ook al ons doen. En dan sê ek nou, Here, as ek kyk na hierdie storie, Jesus kom in die dorpie Nain aan. En hy sien daar toe hy daar kom, hy sê, toe Jesus die dorpsingang nader, het 'n begrafnisstoet uitgekom. Die jong man wat gesterf het, was die enigste seun van 'n weduwee. So klaar kan jy vir jouself sê, jy sien hier kom 'n ding. Want Jesus sien die weduwee, en hy weet, dit is die enigste persoon waarmee sy in verhouding nog was in haar huis. En baie rouklaars van die dorp was saam met haar. En dis so mooi, toe die Here haar sien. Laasweek het ons gehoor, die pa het gesien. Hy was beweeg met deernis en hy het gehardloop na sy seun. Toe Jesus haar sien, sê vir iemand, ek sien jou. Kom aan. Relationships do not fall apart because we give up hope. Or we don't love each other. Relationships fall apart because we stop seeing each other. So as ek sien, Here, soos u sien, hoe sien hy? Kyk net hoe sien hy. Hy sien en hy, toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Met ander woorde, hy het nie net gekyk om te sien wat hy aangaan, hy sien 'n persoon en hy sien in haar menswees die las, die pyn, die hartseer wat sy dra, die verlies wat sy daar ervaar. En die woord innig jammer beteken dis 'n jammerte that goes beyond. It's a feeling that he felt that goes beyond just, ag, jy weet, ek is jammer vir jou, maar beweeg maar aan, wees sterk, trek aan jou big boy pants and move along. Dit's verder, beyond that. En hy kom sê, moenie huil nie, het hy gesê. Nou dink jy vir jouself, dink jouself van daai oomblik in, het jy jou eie kind verloor, dis al wat jy gehad het. En hierdie Jesus wat sy nie geken het nie, she didn't know him from a bar of soap, en hy het die audacity om vir haar te sê, do not cry. Maar jy sien, wanneer die ou in daai diep seer oomblik is, dan hoor jy nie eintlik die stemme aan die buitekant nie. Dit is wanneer jy daai stem hoor wat jy kan hoor, hierdie persoon, they're not just coming to extend compassion to me. Hierdie persoon sien my seer. Hierdie persoon sien my swaar. Hierdie persoon sien dat ek moet opgetel word of dat ek nuwe hoop nodig het. En hy sê toe vir hom, moenie huil nie, het hy gesê. Toe het hy na die draagbaar toe geloop. So nou, hy het daar gesien. Hy het gesien wat die seer veroorsaak en daardie seer het hom beweeg om nou iets te doen. En hier gaan hy en hy sê, hy loop na die draagbaar toe geloop en daaraan geraak. En die draers het gaan staan en hier kom hy. And this is the great thing, wanneer ons goeders doen saam met Christus. Wanneer ons goed alleen doen, dan doen ons dit met ons eie krag en niks gebeur nie. Maar wanneer ons saam met Christus beweeg, dan kom daar 'n autoriteit oor ons. Wat reeds in ons is, wat hy dan loslaat om te sê, as jy in daai oomblik in geloof uitstap om medelee te wys, dan is daar autoriteit wat die Heilige Gees release. In sy tyd, as jy dit reg gekalkuleer het en gediscern het in die Gees, en hy doen hierdie wonderwerk. Jy sê amen? Ek het autoriteit, jy het autoriteit. Wat kom van Christus af? En hy sê, jong man, het hy gesê, ek sê vir jou, staan op. Sien jy hier dat Jesus enigstens gou gesê het, hoorie, wag net hier, ek moet gou gaan vas en bid, ek moet gou bietjie 'n sak en as gaan doen, moet gou bietjie dit doen en dat doen en hierdie offer bring, nee. He's the Son of God, he spoke with authority. En wat het Jesus gesê? Hy sê, dit wat ek het, gee ek aan julle. Ons het daai autoriteit. En ons kan kom spreek. Ek sê vir jou, staan op. Toe het die dooie regop gesit en met die mense en hom begin praat. En wat het Jesus gedoen? Hy gee hom aan sy ma terug. So, you see an holistic thing that Jesus has done. Hy het nie net gesien nie, hy sien, hy identifiseer die seer. Daai seer beweeg hom om 'n verskil te maak because hy die vermoë om dit te kan doen. En met daai vermoë stap hy uit met autoriteit, hy spreek die probleem aan en nadat hy dit gedoen het, gee hy die seun van die ma terug en daar was weer harmonie. Daar was blydskap, daar was vrede. Ek hoop jy die brandende huis ding nog steeds in jou agterkop. Liefde, deernis lei tot aksie. Die tweede ding, deernis maak ander heel. Deernis stop nie net by ek gaan saam met jou bid nie.
Die ene stop nie net by hy, ek sien jy het 'n probleem en ek sal aan jou dink, reik maar uit na my wanneer dit vir jou moeilik gaan nie. Ek sê die ware deur is voldoen nie net aan die behoefte nie, maar dit bring volkome herstel. Dink weer aan Jesus en die vrou van bloedvloeiing en soveel ander geleenthede gesê, jou geloof het jou heel gemaak, het jou gered. Ek het jou nie net gesond gemaak nie, die geloof het gekom voor die wonderwerk. Faith will always precedes the miracle. En Here, terwyl ek dan hierdie geloof het, Here, wil ek nie net met mense deel nie, maar Here, ek wil sien, en ons het dit geleer ook in die storie van die Samaritaan, hy het nie net daar gereageer nie, hy het die hele proses deur gesien, sê ek wil hierdie ou moet in volle genees wees. Hy moet volkome wees, hy moet heel gemaak word, in sy gees, siel en liggaam. Ek sê weer, die emmer stoot dit van onderaf op, die stilt wat probeer afgaan, die Heilige Gees stoot dit uit, want hy is binnekant en wanneer dit deur die hart gaan raak, hy skoner en dan wil hy hê die hart met die gedagtes skoon maak, maar ons weet alles wat van ons inkom, kom van buite af in, so ons moet vir onsself sê, Here, hoe lyk hierdie filter van onderskeiding? Onderskei ons wat is van God en wat is nie van God nie. Onderskei ons wanneer ons sê, I will make room for you, en wanneer hy dan vir jou sê, okay, ek gaan op jou nommer druk, want jy het vir my gesê, ek is available. Ek wil hê ons moet dink gou, en ons kyk gou in hierdie storie van die verlore seun weer. Daar so Lukas 12, 15 vers 21. Now here you see something interesting. Hy sê die volgende, hy sê, sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig, teen u, teen die hemel en teen pa, so met ander woorde, ek het teen God gesondig en teen pa. So hier is 'n man wat sê, in my gemors situasie, besef ek my fout. And what is happening here? Wat gebeur hier met hierdie seun? Hy voel skielik daai skuldgevoel, daai skande in sy lewe, en hy loop met daai pyn van sy besluit, wat 'n verkeerde besluit was. En nou sê hierdie woorde, ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word. Wat doen deernis? Deernis kom, hervestig jou identiteit. Want wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan verloor ons soms die wie is ek nou eintlik, soort van konsep. Dan begin ons wonder, wie is ek eintlik? Whose am I and who am I and what is my purpose? What gives life meaning? En hier sê die seun, pa, ek is nie langer werd om jou seun genoem te word nie. So ek wil eerder een van jou slawe wees. Make me a slave, because I don't deserve to be son. And what does compassion say? Compassion says, you remain my son despite or in spite of. Jy bly my seun, my dogter, vir wie ek klaar die prys betaal het, ten spyte van alles wat jy nog sal deurgaan. Maar as sy pa sê vir die bedienis, gou bring die mooiste mantel in die huis en trek vir hom aan, kry 'n ring vir sy vinger, kry vir hom skoene vir sy voete. Wie van julle onthou daai liedjie? Ring vir sy vinger, skoene vir sy voete. Klere vir sy liggaam en 'n vetgemaakte kalf. Lekker, hoe lekker sal dit wees? Jy maak die grootste fout van jou lewe en die mense hou vir jou 'n groot partytjie. Wie gaan dit nie like nie? En wat het die partytjie gedoen? Dit het nie vir hom kom sê, ek hou van wat jy gedoen het nie. Die partytjie kom sê nie vir hom, ek keer goed wat jy gedoen het nie. Die partytjie sê vir hom, vergeet van alles, want ek is jou pa, ek het jou kwyt geskel van al daai goed, maar ek wil vir jou sê, welkom terug as my seun. Nie as iets anders nie, en dit is wat deernis doen. Hy sê, ons moet fees vier, want wat? Hierdie seun van my was dood. Met ander woorde, hy het homself verloor in sy menswees. Hy het homself verloor in sy identiteit. Hy het homself verloor in 'n lewe wat hy gedink het hy moet lei. En toe hy at the rock bottom is, toe besef hy moet terugkeer. Sien, en dis die wonderlike ding van deernis. Dit spreek nie die simptome aan nie. As ons dokters toe gaan, dan sê jy gewoonlik vir die dokter, ek het 'n bier van hoofpyn en sê vir jou parasetamol en water, en dan dink jy, miskien ek vir jou 'n gat deur die ry sny en nou daar uitgooi, want ek het antibiotika nodig. Ons weet mos wat het ons nodig, is dit nie? Maar dan wil ons nie vertrou dit wat God in ons lewe kon doen nie. So die pil spreek dalk net die simptoom aan, dit vat die pyn weg, maar dit deel nie met die kanker in jou lewe nie. Jesus het met die kanker in ons lewe kom deel, toe hy die sonde weggevat het en dit geneem het op hom aan die kruis.
en hy daarmee gewerk het. Dit spreek die oorsaak aan. Jy sien, en daarom moet ons vir ons sê, Here, het ek 'n deernis wat die goddelike potensiaal in mense uitbring die oomblik wanneer ek myself aktiveer om daai medelee te wys. Om my medelee te wys. Die derde ding, ons is sy verteenwoordigers in 'n gebroke wêreld en dit is geen verrassing nie. Jy sien, ons gaan nie net kerk toe nie, ons is die kerk. Ons hoor dit so baie wanneer ons sê, the church does not have a mission, the mission has a church. So we are his ambassadors, we are his representatives, en as sy verteenwoordigers, hoe gaan ons in hierdie wêreld in? Hoe lyk ons as sy verteenwoordigers in die wêreld? Hoe lyk ons as dit by die werk en by ons community en waar ons rond beweeg? Is ek daar besig om aksie uit te leef, of is ek die een wat sê, Here, hier is nie my afdeling nie? Nee, dis mos nie my afdeling nie. Maar Here, ek kan die seer sien van 'n myl af. Ek kan die gebrokenheid sien daar, Here, maar Here, daai is nie my afdeling nie. Ek sal hier, skoenmaker, hou jou by jou lees, bly maar in hierdie lyn. Nee. Terwyl God sê, weet jy wat, jou gewilligheid vandag, as jy net uitreik na daai broer toe vandag, gaan daar iets vir hom gebeur. Maar, ons projekteer altyd ons verantwoordelikheid tog op ander. Dis dieselfde as wanneer ons kom sê, die Here seën jou, want dan hoef ek jou nie te seën nie. Ons gee die verantwoordelikheid altyd op die Here. Waar God gesê, ek het vir jou al die autoriteit gegee, sê Jesus. Everything that God has given me, I give to you. Sodat ons daai seën kan gee. Ons daai deernis kan gee. Ons daai liefde kan gee. Ons daai vergifnis kan gee. Ek sê weer, ons kan nie gee wat ons nie het nie. En voor ons begin het besluit om te sê, Here, ons is kerk hierso, yes, dis lekker. Dis lekker as ons koffie saam drink, ons hier praise and worship, en ons hierso 'n preek hoor, my maat, en dan gaan ons hier uit. En dan kom die eerste ding voor jou, en wat doen jy dan met dit? Sê, Here, it's time to put faith into action. As Paulus praat oor die kerk wat die liggaam is, jy sien, dan word ons, as jy Christus in jou het in te volle, dan word ons aangetrek tot gebrokenheid en die pyn, en die gebrokenheid in die wêreld, en die skuld wat hulle dra. We speak about the brokenness, the lostness and the pain of people to address it with love, hope and faith. En as 'n kind van die Here word jy aangetrek, jou oë is oop vir sulke dinge. Jy sien dit, maar onthou weer verlede week se boodskap waar ons gesê het, moenie dat jy, wanneer jy sulke goeders begin doen, maak seker dat dit van die Here is, sodat mense nie jou goedheid misbruik of jou medelee misbruik nie. En jy op die einde van die dag jouself so uitgee, omdat dit ook nie op die regte plek gegee was volgens God se roeping in jou lewe nie. Kom ons lees Efesiërs 1:22, hy sê, nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy. Ja, elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Die kerk is sy liggaam. En dan sê hy hier so mooi, die volheid van hom, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vol. Wat 'n pragtige en kragtige skrif. Hy sê die kerk, sê ek is sy liggaam. Kom ons sê dit saam, ek is sy liggaam. Ek is gevul met al sy volheid, sodat die wêreld gevul kan word met sy teenwoordigheid. Hoe awesome is dit nie? Om te weet dat jy my gekies om te sê, ek maak jou beker vol van onderaf op. Ek laat dit uit jou uitborrel. O, ek laat weer die ou sonnaskoolletjies, dit borrel hier in my. Nee, want Jesus maak my vry. Die mense vraat my waarom is ek so bly, want dit borrel. Dit is nie daai afskaap wat borrel nie, dit is 'n borreling van die Gees. Wat kom, en hy wil met jou praat, en hy wil met jou spreek. So Here, hoe laat ons dit uitkom? Laat ons tot toe om ons te gebruik om genesing en heelheid na ander te bring en geregtigheid te bring na mense wat dit nodig het. Hoe help ons, Here, wanneer ons aksie neem en ons transformasie sien in mense se lewens, omdat U ons daartoe geroep het en U ons daarin wil gebruik. Die laaste punt 4, beweeg van besorgdheid tot aksie. Sien, ons kan op 'n afstand staan en ons kan net toe kyk. Dit is presies wat compassion nie doen nie. Compassion that's driven by the Holy Spirit does not stay stagnant or passive in one place. Ons soek nie verskonings nie, ons soek nie probleme of die hoekoms en waarom sou dit nie kan doen nie. Ons soek 'n geleentheid om te sê, Here, dit is hoe ons dit kan doen. Here, wat sê U? Jy sien, ons wil altyd ons idee eerste vir God plaas. Ons moet eintlik kom en sê, Here,
How do you want to do this? Hoe wil jy opereer in hierdie situasie? Hoe wil jy dit uitleef? En dan, Here, help my om daarbij in te val, om saam met u dit te kan stap. En onthou, ons moet vir onsself sê, we do not respond because we feel compelled to do so as an obligation. We respond because of who lives within us. En met daai gees hardloop ons na dit wat God voor ons gehad. The worship team can come to the front. Sien, ek sê so bekommernisse merk probleme op, maar deernis betrek mense. Deernis is besorgd. Met vanoggend se wedstryd wonder ek hoeveel van die spelers het op die kantlyn gesit voor die TV en kommentaar gelewer. Ek is so dankbaar dat dit nie so passionate is wat 'n ou is oor dit nie 'n ou se God is nie. Want 'n verloor is ook 'n les. Daai gemiste geleentheid wat ek en jy het elke dag is ook 'n les. Want hoe God ons roep. Hy roep ons nie om 'n toeskouer te wees nie. Ek sê daar besorgdheid tel die brode. Disippels sê, Here, hoe kan jy verwag dat ons hierdie mense moet voer, hierdie 5000? Hy sê, wat het julle? Hy sê, voer julle, hulle. En ek dink baie keer mis ons die wonderwerk wat daar gebeur. Want Jesus het die brood gebreek en vir die disippels gegee, maar dit is toe die disippels uitgaan. Soos hulle die brood en die vis breek, het die atoom van hy vis en hy brood vermeerder in hulle hand. En ons sit hier vanmôre en God kom sê vir jou, weet jy die bietjie wat jy in jou hand het, as jy dit net begin breek in geloof, dan sal ek dit meer maak. Solank jy net aanhou gee. Solank jy net aanhou die broodjie breek. En ewen in daardie situasie mis die disippels die wonderwerk wat God deur hulle lewens doen. Jesus het gesê, voer julle hulle. Voer julle hulle. Hulle sê, maar Here, hoe kan ons? Ons is net 2 visse en 5 brode. En hy het gedank, hy het dit gebreek, want hy het medelee gehad. Hy tel nie net die probleme of die, Here, hier is ons verskonings. Hy sê, dis okay. Vertrou my. As jy dan saam met my stap. Markus 6:34, toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien. En weer eens wat sê hy? En hy het hulle innig jammer gekry. Want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. En nadat hy hulle geleer het, toe het hierdie wonderwerk plaasgevind. Maar wat het hy gedoen? Hy het gesien. He had compassion on him. And that compassion in him compelled him to teach them the good news. Ek wil jy moet kyk na hierdie 3 prentjies van hierdie kruis. Even in his worst moment of his life, hang Jesus aan daai kruis en daar's 2 rowers. Elkeen het dieselfde geleentheid gehad. Die een erken sy sonde en hy erken Jesus vir wie hy is. En in daai oomblik kyk na Jesus na hom. Hy sien hom raak in sy eie pyn, vanuit sy eie pyn sien hy hom raak. Sê vandag sal jy saam in die paradys wees. Die ander het dieselfde geleentheid gehad. But he choose to condemn and to judge. Ek en jy is vir baie mense daai middelkruis elke dag. Maar as ons so gefokus is op ons eie pyn en ons eie omstandighede, verloor ons soms die visie van die wonderwerk wat God besig is om deur daai pyn en seer vir ons te doen. En dit moet ons nie weerhou daarvan om uit te reik na hulle wat langs ons is nie. So what's the call to action vir almal van ons wat hier sit vanmôre? Weer die brandende huis. How do we move from encounter to embrace, to engage? Wie moet in die huis in hardloop? Ja, die brandweermanne gaan ingaan, want dis hulle werk. But they do it from a different position. It's their responsibility. Maar wat doen jy?
as die persoon wat sy waarste volste besitting miskien nog daar binne in die brandende gebou is. Maak die Here jou vrees so klein in daai oomblik en jou geloof so groot dat jy sê, Here, omdat U in my is, kan ek nie anders as om te beweeg nie. Kan ek nie anders as om te gaan nie. Kom staan saam met my vanmôre. Ek wil jou net een vraag vra en dan kan jy dit vir jouself uitmaak. Here, waar het ek 'n geleentheid gemis to be Jesus to somebody? En Here, waar het ek nou 'n geleentheid om die persoon wat dalk langs my staan raak te sien vir wie hy of sy is? Om my probleem te sien vir wat dit is. En om Jesus te vertrou, omdat ek al reeds sy volheid in my het. Ek kom sê, Here, I don't just want to look at people and just see them. Here, ek wil 'n verskil maak in hulle lewe. Miskien gaan dit jou 'n bietjie ongemaklik laat voel vanmôre en ek gaan nie verskoning vra daarvoor nie. Maar ek wil tog hê jy moet jou hand op iemand se skouer lê. Dit maak nie saak of jy die persoon ken of nie. Just put your hand on somebody's shoulder or somebody next to you. As jy nie iemand naby jou het nie, stap gou na iemand toe. Here, ons is so dankbaar vir wie U is. Dankie dat hier waar ons hand op mekaar se skouers kan kom plaas. Here, kan ons, miskien ken ons nie eers die persoon links of regs van ons nie, en al is dit iemand wat ons ken, Here, ken ons dalk nie die pyn, of die swaar, of die bedruktheid waardeur hulle gaan nie. Maar ek weet U weet. Daarom, Heilige Gees, bid ek dat elkeen van ons nou ruimte vir U sal maak. Ons wil U altyd in ons boksies inpas. Ons wil altyd die uitkoms hê soos wat ons dit vir U beskryf, maar U sê vir ons vanmôre, vergeet van dit, gee my 'n geleentheid om die werk te doen soos wat ek alleen dit kan doen. Wat elkeen van hierdie boeties of sissies nodig het vanmôre, elkeen van ons vennote, hulle wat aanlyn is, Here, wat elkeen nodig het vanmôre. Mag ons U vertrou, Here, om nie net ons raak te sien nie. Mag ons weet vanmôre dat U het ons nie net raak gesien, U het klaar die prys betaal in volheid. Maar mag dit ons beweeg vanmôre om ander raak te sien en hulle te sien deur U lens en nie deur ons seer nie, nie deur ons teleurstelling nie, nie deur ons verliese nie. Mag ons gou wees om te vergewe. Mag ons gou wees om lief te hê. En mag ons gou wees, Here, om nie net met deernis te kyk na mense nie, maar aksie te neem tot dit wat U ons roep. Kom ons sing weer saam.